Goed, kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vanoggend hierdie diens aan U kan opdra. Dankie dat ons U seën oor hierdie woord kan spreek. Dankie dat ons vra dat hierdie woord oor die waarde van gebed diep in ons harte 'n amen sal maak. Word U daardeur verheerlik in Jesus naam. Amen. Ek gesels vanoggend oor God antwoord gebed. Ons lees saam Nehemia 2 vers 1 tot 9. Ek my Bybel vergeet. Ons lees saam Nehemia 2 vers 1 tot 9. En in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee, en omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is tog nie siek nie, dit is niks anders as hartseer nie, en ek het baie bevrees geword, en aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe, waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl tog die stad waar my vader begrawe is, woes lê, en sy poorte deur vuur verteer is. Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot God van die hemel gebid. En aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, en as die dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Toe vra die koning my, terwyl die koningin langs hom sit, hoe lank sal jou reis duur, en wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur, en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee, en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, kan hulle vir my briewe saamgee aan die gouverneurs wes van die Efraat, dat hulle my laat deurdra totdat ek in Juda kom. En 'n brief aan Asaf, opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer om die poorte van die vesting wat by die tempel behoort, met balke uit te lê, en vir die muur van die stad, en vir die huis waar ek sal intrek, en die koning het my dit toegestaan, volgens die goeie hand van my God oor my. En ek het by die gouverneurs gekom, wes van die Efraat, en die briewe van die koning aan hulle gegee. Ook leerowerstes en perderuiters het die koning met my saamgestuur. Tot sover, die Here seën sy woord. Ons het verlede Sondag gepraat oor Nehemia, wat dag en nag vir 4 maande gebid het, nadat hy slegste nuus ontvang het oor Hanani, oor wat in Jerusalem aangaan, en hoe hy werklik in gebed by die Here gaan hoor het, oor wat in hierdie stad Jerusalem nou moet gebeur. Was my interessant, dat hy 4 maande lank gebid het, en ek wil sê, kom ons leer by Hanani, dat as daar 'n saak op jou hart is, dat jy die saak moet deurbid. Dat 'n mens is baie keer so geneig om sê nou maar vir 'n paar keer oor 'n saak te bid, en te dink die Here moet nou 4-5 gebede ingryp. En hier leer ons by Hanani dat hy 4 maande die saak deurgebid het, voordat die Here eers toegetree het rondom die saak. Dit gaan nie oor die beginsel, dat die Here nie in die saak is nie, dat ons so lank moet bid nie. Ons moet verstaan, dat ons partykeer bid oor 'n saak, en dan antwoord die Here nie dadelik nie. En dan is dit nie die beginsel, dat dit nie die Here se wil is, en die Here se goedkeuring wegdra of iets nie. God weet, watter skuwe agter op die agtergrond, alles in plek moet val, vir die betrokke saak. En daarom is daar sekere sake, wat ons vinnig oor bid, en die Here stuur 'n antwoord, en ander sake, wat eers, amper wil ek sê, agter die mure in plek moet val, voordat dit in vervulling kan kom. So wat leer ons uit hierdie van Nehemia? Dat Nehemia die gawe oor beskik het, om te kan bid, dat hy die gawe beskik het, om God se hart te kon hoor, want die Here het hierdie saak, oor die mure wat herbou moet word, het nie gelig in sy hart nie.
dat jy daar gebly. So hy het besef, terwyl die saak op sy hart lê, moet hy bid. En eers wanneer dit lig, wanneer daar 'n antwoord kom, dan weet hy, nou het God dit beantwoord. So ek wil vandag vir jou moed gee, dat as jy oor 'n saak bid, en dit voel die Here hoor nie, die Here gryp nie in nie, die Here antwoord nie, dit beteken nie dat ons moet sommer net dink, ag, dit is nou nie wat God wil hê moet gebeur nie. Partykeer toets die Here ons om te kyk of ons 'n saak kan deurbid en dit in vervulling kan bring en dat ons kan aanhou bid oor 'n saak. So ons moet verstaan dat God toets ons ook partykeer om te sien of ons kan vashou oor 'n saak en 'n saak kan deurbid sodat ons hom dan daarna kan verheerlik vir die antwoord wat hy vir ons gee. As daar iets is wat ek geleer het oor jare heen, dat die Here baie keer deur gebed ons ook toets. Hy toets ons om te sien of ons die geloof het oor die saak, of ons bereid is om die saak deur te bid, of ons kan aanhou, vasbyt en 'n saak deurbid. Want baie keer in 'n mens dink jy, goed, maar dan is dit nie God se wil nie. Dis nie regtig te sê, dis nie God se wil nie. Dis baie keer 'n toets vir ons om te sien of ons God onvoorwaardelik vertrou en dat God die saak sal deurbring. Die woord sê, Hanani het 4 maande dag en nag moes bid voor die Here, voor hy 'n deurbraak kon kry. So hy moes Ek sê Hanani, Nehemia moes 4 maande bid, dag en nag, voor die Here 'n deurbraak vir hom bewerkstellig het. Daar's 'n geestelike beginsel ook in 'n saak waaroor ons bid. En hierdie geestelike beginsel is vir my partykeer een van die moeilikste beginsels om klaarheid in my eie gemoed te kry, en dit is, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Want baie keer bid ons oor 'n saak, en ons is besig met 'n good idea, maar dit is nie 'n God's idea nie. En om te verstaan dat in 'n saak wat ons bid, moet ons weet dat God ook 'n wil het rondom 'n saak, en dat ons midde in daai saak, God se wil in die saak moet verstaan, en God se wil moet deurbid. En wil ek daarby voeg, ons bid God se volmaakte wil oor 'n saak. Ons bid dat God ons sal deurdra in hierdie saak, dat God sy hand oor ons sal hou. Maar dan moet ons ook weet, midde in dit, moet ons al gee God vir ons die antwoord, moet ons afhanklik bly van die Here. Moet ons vashou aan die Here. Moet ons al begin die dinge goed gaan, al gaan dit reg soos wat jy gebid het, moet ons weet, ons moet te midde van alles aanhoudend by die Here bly, aanhoudend, dan dankie sê, dankie Here dat U vir ons die saak deurwerk, dankie dat U met ons is, dankie dat U ons deur hierdie saak sal help, dat ons nie wanneer die antwoord kom, dan agteroor sit en dink, okay, nou die Here geantwoord, hier het hy toestemming, nou is alles reg, ons moet regtig die saak deurbid. Soms volg ons eie kop. Ons bid partykeer dinge van die Here af, wat 'n good idea is, maar nie altyd 'n God's idea nie. En dan voel ons half teleurgesteld as die Here nie die paaie oopmaak en nie vir ons die dinge gee wat ons vra nie. En daarom leer ons ook van kleins af, nie my wil nie, U wil geskied. Ons moet verstaan dat God se wil is soewerein, en ons wil is ondergeskik aan God se wil. En omdat God se wil soewerein is, moet ons, daai wat ons vir die kinders leer, om U naams ontwil, ons moet altyd besef, dat te midde van watter omstandighede, moet ons vashou aan U naams ontwil, dat die Here soewerein is, dat hy beskik oor lewe, oor dood,
oor ons toekoms, hy beskik oor dit en dat ons te midde van alles, wat ons bid, wat ons vra, altyd sal sê, nie my wil nie, maar u wil geskied. En dan as die Here ons gebed beantwoord, dat ons met dankbaarheid kom en sê, Here, dankie. Dankie dat u voorsien het, dankie dat u ingegryp het, dankie dat u beskik het. So, ek dink altyd, God is maar soos 'n ouer. 'n Ouer wil hê 'n kind moet dankbaarheid toon vir wat 'n mens partykeer moeite doen vir 'n kind. En God wil dieselfde hê, dat ons met dankbaarheid kom en sê, Here, ons dank u vandag vir u goedheid, u guns, u genade oor ons, u beskutting, u beskerming oor ons, dat ons ook God se Vaderhart ag vir wie en wat hy is. Maar soms is ons so besig met 'n good idea. En ons dink die Here moet hierdie good idea, hierdie goeie gedagte van ons, 'n regmerkie opsit. En as ek iets geleer het in die lewe, dat 'n good idea is nie noodwendig 'n God's idea nie. En dat ons moet verstaan, mens kan met 'n good idea voor 'n dag kom. En dan is dit nie 'n God's idea nie, want die Here het eintlik iets beter vir jou in stoor. Soos, nou kort het ek met iemand gepraat wat aansoek gedoen het vir werk, en toe nie die werk gekry het nie, en baie teleurgesteld was oor sy nie die werk gekry het nie. En nou het sy weer aansoek gedoen vir werk, wat beter omstandighede is, baie nader aan die huis is, baie beter vir haar gaan uitwerk, en ek glo dat die Here dit vir haar gaan moontlik maak, want God kyk weier, God sien weier, en die ander werk sou sy baie verder moes gery het. So ons moet verstaan dat God is ons Vader, hy gee om vir ons, hy kyk na ons, en hy kyk verder as wat ons sien, en dat ons leer om in alles wat ons vra, te sê nie my wil nie, maar u wil geskied. So 'n ander aspek, wanneer ons goed vra vir die Here. En dit is die aspek van, mens moet baie let op wat jy in jou gees ervaar. Beleef jy 'n amen in jou gees oor 'n saak? As jy nie 'n amen oor 'n saak het nie, as jy twyfel in jou gees het, is die Heilige Gees wat daardie twyfel in jou hart geplaas het, en dan weet jy, dis eintlik God, wat deur die Heilige Gees, Abba Vader wat na sy kinders kyk, en deur sy Heilige Gees, laat hy jou wonder, moet jy dit of moet jy nie? En as die Here vir jou sê nee, dan beteken dit, wees versigtig, kyk wat jy doen, hoor by my, hoor duidelik by my. Ons moet fyn ingestel wees deur die Heilige Gees. Nou sien ons Nehemia staan voor die koning. En die koning sien hy is ontsteld. En ons het gelees dat die skinker mag nooit sy buie, sy gemoedstemminge vir die koning wys nie. Hy moet altyd vrolik wees, hy moet altyd vriendelik wees, hy moet altyd opgeruimd wees, want voor die koning moet hy dit wees. Maar hierdie las oor Jerusalem het so swaar op sy hart gedruk, wat hy 4 maande oor bid. En hy is bedroef, hy sien nie lig nie. En skielik sien die koning, maar hierdie man is bedroef, en hy vra hom, wat gaan aan, hoekom is hy bedroef? En toe vra die koning hom uit, wat is die oorsaak waarom jy bedroef is? Want nou moet ons onthou, dat Nehemia het 4 maande aan mekaar gebid oor hierdie saak. So nou skep God die regte milieu, die regte omstandigheid, sodat die saak nou te berde gebring kan word. Nou, in sy benoudheid, want jy mag nooit bedruk wees vir die koning nie, en hy vir die koning vra, hoekom is jy bedruk? Nou sê die woord, hy in vers 4, hy doen 'n skietgebed na die Here toe, hy sê, Here, help my. Nou dit was my interessant, dit is die eerste keer, eerste plek wat mens lees van 'n skietgebed, 'n noodgebed,
wat in die Bybel staan, dat iemand 'n skietgebed na die Here sê. Nou, ek dink daardie oomblik het die Here besef, dat Nehemia in werklikheid wou sê, Here, kom, maak net my hart rustig, dat ek in rustigheid verder kan praat. Daar's 'n verskil tussen wat mens 4 maande 'n saak deurbid, en wanneer mens net 'n nood is en skietgebed gee. Ek sê, ons moet verstaan, dat 4 maande se gebed oor 'n saak, is besig om die grond voor te berei vir die saak. 'n Skietgebed is die laaste bietjie wat jy op het sit, vir God om die saak deur te voer. Maar, wat leer ons by Nehemia? Ons leer by hom, dat hy het 4 maande die saak gebid, maar toe dit op die punt kom, dat hy moet reageer, weet hy moet nou versigtig trap. Ek gaan nou verduidelik hoekom hy moet versigtig trap. En toe weer bring hy hierdie skietgebed na God en sê, Here, help my. Hy soek net hierdie oomblik, laat God hier vir hom duidelikheid gee, hoe hy moet optree. Nou, wat leer ons daaruit? As jy wandel met die Here, as jy elke dag die Here se aangesig soek, dan reageer die Here op 'n skietgebed. Dan weet hy, hierdie kind van my het nou hulp nodig, dan reageer hy daarop. Baie mense maak nie tyd vir die Here nie, maar hulle geestelike lewe bestaan uit skietgebede. So wanneer hulle in nood is, dan bring hulle skietgebed na die Here toe. So hulle lees nie Bybel nie, hulle bid nie, maar in nood het hulle hierdie skietgebed, Here, U moet nou ingryp. Nou, kom ons leer by Nehemia. God kan ingryp as jy die grond voorberei het. As jy gebid het oor die saak, dan kan God ingryp. Maar God kan nie ingryp op iemand wat nie 'n stand in die Here het, iemand wat nie werklike pad met die Here maak nie. Die woord sê, die Here berei vir ons die pad voor, as ons dit van hom vra. En daarom kon Nehemia nou kom, en hy kon in geloof sê, Here, help my hierdie oomblik. Nou, sê die woord vir ons, God het hierdie oomblik beplan, dat die koning hom vra, wat pla hom. God het dit beplan. Hy beantwoord Nehemia se skietgebed, en hy help Nehemia. Nou sê die woord, die Here het die koning se hart versag. Hy het met simpatie na Nehemia se versoek geluister. Nou is dit ook interessant. Ons lees dat koning, sy naam is Artasasta, 13 jaar gelede geweier het dat Jerusalem herbou word. En Nehemia het geweet, 13 jaar terug het hy dit geweier. Nou moet ons sien, hoe slim kom Nehemia nou na hierdie koning toe, na hierdie koning Artasasta toe. Hoe kom hy, want 13 jaar terug het hy geweier, gesê, nee, hulle kan nie Jerusalem herbou nie. Nou is dit 13 jaar later. So nou kom hy, nou sê die Here, die koning vir hom, ek kan sien iets pla jou, wat pla jou? Nou Nehemia besef, dis dieselfde koning, dis dieselfde omstandigheid. So daarom die skietsgebed, Here, help my, laat ek die regte woorde gebruik. Hy kom en hy benader die koning, en hy benader hom met 'n saak wat hy weet, dat die mense van Persië het 'n vreeslike beginsel ten opsigte van hulle voorgeslagte se grafte. So vir hulle is hulle voorgeslagte se grafte baie belangrik, en hulle heg vreeslik waarde daaraan om te kyk na jou voorgeslagte se grafte toe. So hy verstaan, hy weet die koning het sentimente ten opsigte van die voorvaders se grafte. So nou sê hy vir die koning, dat hy rig 'n versoek, stuur my na Juda toe, waar my voorvaders begrawe is.
So hy kom nou in die vlak van die koning in, oor die voorvaders. Hy kom nie direk en sê wat hy wil doen nie. Hy sê, stuur my na Juda toe. Hy gebruik nie die woord Jerusalem nie, want 13 jaar terug was die woord Jerusalem, en toe die koning nee gesê. Nou werk hy op die sentiment van die koning. So hy kom eintlik met 'n sielkundige aanslag. Hy werk op die sentiment van die koning. Hy sê, stuur my na Juda toe, sodat ek kan gaan kyk na my voorgeslagte se grafte. Sentimente ten opsigte van sy voorvaders se grafte het 'n groot prioriteit vir die koning beteken. En die koning sê vir hom, wat is jou begeerte? Wat, goed, jy wil na Juda toe gaan, na jou voorvaders se grafte toe, maar wat is jou begeerte? Nou wil ek vandag vir jou vra. Wat is jou begeerte wat jy van die Here vra? Wat 'n begeerte lê in jou hart? Dat jy vandag vir die Here kan kom en sê, Here, dit is my begeerte wat ek na U toe bring. Wat bring ons na God toe as 'n begeerte in ons hart? Wat God sê, hy's 'n waarmaker van sy woord en hy's 'n waarmaker van antwoord op gebede. So ek wil vir jou bemoedig vandag, dit wat op jou hart lê, dit wat jy van die Here vra, vertrou die Here en hy sê hy's 'n waarmaker van sy woord. Nou sê die woord, Nehemia vra met wysheid en 'n plan, omdat hy in die 4 maande van bid, God se hartklop leer ken het. So hy het 4 maande gebid, so hy kom nou met wysheid vorendag. Die saak is deurgebid, hy het alles haarfyn in sy kop. Amper wil ek sê, punt nommer 1, punt nommer 2, punt nommer 3, punt nommer 4, soos God hom onderrig het, en hy kom met 'n plan. Nou sê hy vir die koning, stuur my Nehemia. Nou onthou, hy was die skinker vir die koning. Nou die skinker het ons verlede week gesê, was die vertroueling van die koning. Hy was amper wat die hartklop van die koning geken het. So die koning wil nie eintlik vreeslik graag van hom afstand doen nie, want hy staan amper wil ek sê, sy vertroueling. En nou wil die vertroueling weggaan, maar hy kom en hy sê, stuur my na Juda toe, na Judea toe. Hy noem 'n spesifieke plek, hy sê, stuur my na Judea toe. Hy sê nie Jerusalem nie, hy haal die woord Jerusalem uit. Hy noem die gebied. Gee vir my toestemming. Onthou, ons het gelees waar hy deur die verskillende lande moet trek, en hy het briewe nodig van die koning af, om te sê, hy het toestemming van die koning, om te mag deurtrek deur die verskillende gebiede. So hy vra vir briewe, dat die koning sy toestemmingsbriewe sal gee. Gee vir my materiaal, want hy het nou materiaal nodig om die mure te gaan herbou. Gee vir my hout, finansies en huisvesting. Nou ons het gelees, hy het spesifiek vir hout gevra, want hy het besef, hy het hierdie hout nodig, hy het materiaal nodig, hy het finansies nodig. Hy vra spesifiek, omdat die Here in die 4 maande sy taak vir hom duidelik uitgestippel het. Daarom is dit nodig om tyd in te ruim, sodat ons duidelik die wil van die Here verstaan, voordat ons toetree met ons planne. So, ek kon duidelik verstaan, dat die Here om 4 maande voorberei het, sodat hy duidelik die prentjie kon kry, hoe moet hy die mure van Jerusalem herbou, dat hy weet wat se materiaal het hy nodig, dat hy presies weet wat hy nodig het, dat hy eintlik beplanning kon doen, presies wat hy nodig het, sodat hy vir die koning kon sê, ek het dit en dit en dit nodig. En so as die koning hom vra, nou hoeveel hout, hoeveel dit, kon hy elke ding spesifiek sê, omdat die Here in die 4 maande presies op sy hart gelê het, wat hy nodig het. 'n Wonderwerk vind plaas, waar die koning 13 jaar terug geweier het, kom die koning. En die koning sê, ek vergun jou alles wat jy vra, ek gee dit vir jou.
Vandag wil ek vir jou vra, een deurbraak en een wonderwerk vind plaas, want die koning stem in. Nehemia se groot geloof het dit laat gebeur. Wat leer ons by Nehemia? Ons leer by Nehemia dat hy bereid was om oor 'n saak te bid. Hy het 4 maande, die woord sê, dag en nag gebid. So hy het werklik erns met die saak gemaak. En hy het die saak deurgebid. En hy het die antwoorde by die Here gekry, presies wat hy nodig gehad het, hoe hy te werk moet gaan. So hy het plan van aksie, van A tot Z, van God gekry. Vandag wil ek vir jou sê, dat die Here eer geloof. Die Here eer ons afhanklikheid, ons aanhanklikheid en afhanklikheid wat ons van God nodig het in 'n saak, dat die Here dit sal gee. En dat die Here gebede beantwoord. En die belangrikste van alles is, jy moet 'n amen in jou gees kry oor 'n saak. Want ons is partykeer met 'n good idee besig, maar nie 'n God's idee nie. En hierdie was 'n God geordende idee wat God op sy hart gelê het. En dat hy dit deurgebid het en seker gemaak het, dat toe hy die skietgebed sê, Here, jy moet my nou hier help, het hy geweet, Here, jy moet my net die regte woorde laat sê. Dat ek sê, ek gaan na Juda toe en nie Jerusalem nie. Dat hy die klem op die regte goed geplaas het van Juda, en dat die grafte van my voorvaders, want vir daai koning van Persië, wat in hulle geloof, was die grafte van jou voorvaders baie belangrik. So hy het reg gewerk met die koning op die regte manier, wat vir die koning belangrik was. Nie noodwendig vir hom nie, maar vir die koning belangrik was. So ons moet verstaan, dat ons baie keer impulsief besluite neem, en dink, ons is, hierdie ding kan werk, en dan is ons besig met 'n good idee, maar nie noodwendig 'n God's idee nie. En dan as dit nie, dan bid ons daaroor, en ons sê, ag Here, seën dit, en dan werk dit nie uit nie, en dan is dit omdat ons nie die saak deurgebid het nie, en werklik God se wil gehoor het nie. Want, hoe meer ons bid, hoe meer hoor ons God se stem. So baie keer wil ons 'n kort rukkie bid en verwag dat God moet verstaan, hierdie ding moet nou gebeur. En kom ons leer by Nehemia, hy was bereid om 4 maande, dag en nag te bid oor 'n saak. En ek wil vandag sê, daar's dinge wat soms op ons hart lê, wat ons vir die Here vra, maar ons bid daaroor, maar ons bid nie in erns genoeg, dat ons werklik erns maak om die saak deur te bid nie. En ons moet die Here vertrou, dat hy, te midde van watter omstandighede, kyk verby jou omstandigheid, kyk verby wat prakties voor jou oë is, want God sê, hy is die God van die onmoontlike, dat hy ook die onmoontlike in situasies kan doen. Hulle sê, faith is not hoping that God can, faith is knowing that God will. So ek wil vandag vir jou bemoedig en vir jou sê, dat dit wat jy van God vra, dat God die God van die onmoontlike is, dat hy kan, maar laat ons God se volmaakte wil in ons lewens bid, dat ons bid vir unieke ingryping van die Here. Die Here het die koning se hart verander, en die Here bring 'n deurbraak, en die koning sê, dis reg, dit wat jy vra, gaan ek alles vir jou gee. Jy kan bepaal wat jy wil hê, hoe jy wil hê, ek sal dit vir jou gee. En die koning kom met soveel vrymoedigheid en soveel entoesiasme, wat hy hom help, dat ek dink, Nehemia het in verbasing gestaan, oor die meer as genoeg, wat die koning vir hom beskikbaar stel. Ons moet verstaan, dat God se wil is, goedheid en guns vir ons elkeen se lewe. Dat sy wil is, dat hy wil hê, ons moet gelukkig wees. Dat hy wil hê, dat dit goed gaan met ons. Dat hy wil vir jou die beste hê.
en dat ons met vrymoedigheid moet nader. Maar kom ons leer by Nehemia, dat soms moet jy 4 maande bid voor die Here 'n deurbraak bring. Soms moet jy 6 maande bid, soms moet jy 1 jaar bid, soms bid jy net 'n week. Dit hang van die situasie af. Maar God in dit, kom hy. En wanneer jy oor 'n saak in erns bid, en ernstig lank genoeg bid, is daar iets wat ek geleer het, dat God die God van die onmoontlike is, maar dat God jou toets, en laat God sien of jy deurbid met 'n saak. En in dit eer God die geloof wat ons het om vas te byt te midde van ons omstandighede. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. God kom en hy kom op die regte tyd en hy bring vir ons genade, onbeskryflik groot. Neem vrymoedigheid om voor God te staan en moenie toelaat dat die vyand jou vrymoedigheid ontneem. Dink maar, die Here antwoord nie, daar kom nie 'n antwoord nie. Ek dink nie die Here wil dit hê nie. Die Here toets of jy bereid is om die saak deur te bid. Die Here toets of jy bereid is om werklik in te tree vir 'n saak. Hulle praat van Nehemia as 'n man van groot geloof. Vandag wil ek jou vra, is jy 'n persoon wat bereid is om met groot geloof die Here te vertrou? Dan wil ek afsluit. Dit bly een vir my van die wonderlikste versies in die Bybel. Vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Vir hulle wat na sy voorneme geroepe is. Dat ons God vertrou, dat dit wat ons vra, ook die wat inluister, dat dit wat hulle vra, hulle sal ontvang, omdat hulle God daartoe vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, U ken ons harte, U ken ons en U weet wie en wat ons is, U ken ons nood, U ken ons behoeftes, U ken ons omstandighede. Here, dankie dat in alles U die God is, van Abraham, Isak en Jakob, dat U ons God is, dat U El Shaddai is, dat U die God van hemel en aarde is. Dankie Here, dat U elkeen by die naam ken, en dat U bemoeienis met elkeen maak, en dat U ons omvou met U liefde. Ons dankie daarvoor, dankie dat U ook in ons môre is, en dankie dat U in ons toekoms is, en dankie dat U ons hele lewe in U hand het. Ons eer U daarvoor, en ons dankie dat ons in die beskutting van die Allerhoogste mag wandel en weet, U maak bemoeienis met elkeen van ons. Word U verheerlik in dit, in Jesus naam. Amen.